Filippense 4 vers 1 tot 9. Daarom my broers, julle vir wie ek lief is en op wie ek verlang, my vreugde en my kroon, geliefdes, staan dan so vas in die Here. Ek vermaan Jodia en ek vermaan Sintige om in die Here eensgesind te wees. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medewerkers wie se name in die boekrol van die lewe staan. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen, en die God van vrede sal met julle wees. Hoe dink jy kan jy jou gedagtes meer fokus op dinge wat waar, eerbaar en rein is, soos Paulus sê in Filippense 4 vers 8? Is daar bekommernisse of vrese wat jy dalk vandag in gebed aan God wil voorhou? Hoe ervaar jy dit om sagmoedigheid te beoefen en in die Here bly te wees, selfs in tye van uitdaging? Kom ons bid saam. Ons liefdevolle Heer, dankie dat U die ene is wat altyd daar is vir ons, wat ons harte beskerm. Ons is jammer dat ons soms besig is met ander dinge, dat ons nie luister na U roepstem nie. Heer, help ons om U te vertrou ondanks die situasie in ons lewens en om deurgaans altyd die goeie dinge te soek en die koninkryk van U na te streef. Amen.